Goeienaand julle. Baie welkom hier by vanaand se Pinksterdiens dan ook. Ons is al ver gevorder in ons Pinksterreeks. Ek kan nie glo die tyd hardloop so vinnig en ons is al waar ons is nie. En my gebed is gewoon dat ons vanaand as leersaam sal ervaar. Vanaand gaan so bietjie anders te wees as die vorige aande wat ons hier was, in terme daarvan dat ons praat vanaand spesifiek oor die gawes van die Gees. So ek gaan vanaand vir julle bietjie baie inligting gee, bietjie meer as ander, en dis al so bietjie minder van 'n preek, en ons gaan bietjie prakties gesels oor hoe werk die gawes van die Gees, hoe ontvang ek die gawes van die Gees, hoe ontwikkel ek die gawes van die Gees. So hopelik aan die einde van vanaand gaan ons huis toe gaan met 'n nuwe waardering en hopelik met 'n nuwe nuuskierigheid oor die gawes van die Gees. En so wat ek vanoggend ook beloof het, môre sal ek dan as ons die skakel vir die diens uitstuur, vir julle ook 'n PowerPoint aanheg met 'n paar skyfies met 'n beskrywing van al die verskillende gawes van die Gees en ook 'n Bybelstudie wat oor elkeen van daardie gawes gaan, sodat julle op julle eie tyd verder. Dit is te veel om in een diens te dek. So ons gaan vanaand bietjie fokus op die gawes van die Gees. Ek wil sommer van my kant af vanaand net bietjie vir julle terugvoer gee ook. Julle sal sien, hier is nou nie gesigte wat ons verwag het nie. Iewers tussen die kommunikasie tussen die oorblywende twee skole se kore, het die twee koorleiers met mekaar ooreengekom dat hulle gaan ruil, en toe ruil hulle ook nie meer nie, en nou is hulle nie hier nie. So hulle is nie vanaand of môre wat ons nou 'n koor hier gaan hê nie, vanweë, so ek sê, dis nou per ongeluk miskommunikasie. So dit gebeur soms, maar ons gaan nog steeds die Here saam loof en prys en die Here se naam groot maak. Terwyl die weerlig hierdie swaar weer die buitekant opstoot, kan 'n mens nie anders as om bewus te wees van die Here se grootheid nie. Ek weet nie van jou nie, maar vandag was 'n rowwe dag. Dit was 'n besige dag. En partykeer kom ons hier na die huis van die Here toe, te midde van hierdie chaos, en dan moet ons net ons gedagtes eers instel op hierdie ontmoeting wat die Here met ons wil hê. En die manier waarop ons dit vanaand gaan doen, is deur die Here te loof en te prys. Want wanneer ons die Here loof en prys, dan skuif ons fokus weg van die dag se uitdagings na die rede waarom ons vanaand hier is. So ek wil vir julle vra, kom ons staan en dan loof en prys ons die Here se naam. Dion, julle kan ek nie die skerm op bo aankry asseblief? Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my rede, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here o my siel, prys die Here want hy is goed, prys die Here ons wat lewe, prys die Here, prys die Here o my siel, prys die Here want hy is goed, prys die Here ons wat lewe, prys die Here.
hemel is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die water stry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan U regeer. Miljoene in gereedheid, staan die engele om sy troon. Luister in sy siera, en die beelde van sy troon. Daar is mag in sy woord, soos die water stry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan U regeer. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan U regeer. U regeer. U regeer. Hierdie is 'n nuwe liedjie wat ons nou in die oggend geleer het vir mekaar. Maar hy sing verskriklik maklik. Ons gaan dit so 'n paar keer sing. En julle sal hoor die vers in die koor herhaal net so oor en oor 'n gebed vir ons sing, dat die Heilige Gees ons sal vul. Ek gaan hom die eerste keer vir ons doen. Julle sal hom baie vinnig vang. Hy gaan so. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, en daar hoor ons neer. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, en daar hoor ons neer. Ons wag op U, en ons vra, vul ons nou. Is lekker maklik. Kom ons sing dit nog 2 keer as 'n gebed tot eer van U. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, en daar hoor ons neer. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, en daar hoor ons neer. Ons wag op U, en ons vra, vul ons nou. Ons sing hierdie gebed nog 1 keer, terwyl ons bewus is van die Here se almagtige teenwoordigheid hier rondom ons.
Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees en dan hoor ons nie. Ons stel ons oop vir U, Here. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees en dan hoor ons nie. Ons wag op U en ons vra vul ons nou. Ons wag op U. Ons wag op U en ons vra vul ons nou. Soos ons bok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek loof U as my soos ons bok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U. U alleen, Here. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek loof U as my Heer. En ek loof U as my Heer. Ja, Here, hier waar ons voor U staan in U teenwoordigheid. Here, hoor ons die gedruis van die weer daar buite. En Here, onmiddellik dink ek aan dit wat ons lees in Handelinge. Here, waar ons lees dat daar iets soos 'n geweldige groot stormwind was. En die volgende oomblik het die Heilige Gees neergedaal en die kinders van die Here gevul. En Heilige Gees, soos wat ons nou gesing het, vra ons dat U nou oor ons sal neerdaal. Dat U ons harte sal kom vul. Kom vul ons, o Heilige Gees. Kom leer vir ons wie U is.
En kom wys ons vanaand wat U wil is vir ons lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou vriende, ons het gister vir mekaar gesê dat ons gesels vir die volgende 2 aande, gisteraand en vanaand, oor die betekenis van die woordjie parakletos, parakleet, die Heilige Gees as ons parakleet. En toe het ons gehoor, daar die een woordjie beteken aan die een kant troos, waar ons gisteraand gesels het, maar aan die ander kant beteken dit ook ons helper. Nou teen hierdie tyd moet ons nou al weet, dat ons nou hierdie Pinkstertyd gehoor, dat ons God se hartsbegeerte is, dat ons hom persoonlik en intiem sal ken. Maar wanneer ons God leer ken, het ons ook geleer in Paulus se gebed, dan ontdek ons watter hoop sy roeping vir ons inhou. En besef ons dat elkeen van ons wat hier is vanaand, elke kind van die Here, het 'n roeping oor jou lewe. Is nie per ongeluk hier nie. Dit was nie net jou ma en jou pa se keuse dat jy hier is nie. Jy is lank reeds beplan, lank reeds geken. En die Here het aan my en jou hierdie lewe gegee, omdat hy 'n roeping het vir ons lewe. En die Heilige Gees is die een wat ons help, ons helper is, wat ons in staat stel en toerus om God se roeping oor ons lewe uit te leef. En een van die maniere wat hy dit doen, is deur die gawes van die Heilige Gees. So ons hoor vanaand dat die Heilige Gees ons helper is, wat ons toerus en bekwaam maak en vir ons die krag gee, of vir ons die vermoë gee, om die lewe te leef wat God ons geroep het om te leef. Nou julle, as ons praat oor die Heilige Gees, dan sal julle saamstem met my, dat dit sekerlik vandag een van die onderwerpe is van ons geloof, waaroor mense die meeste verskil. En waaroor kerke ook die meeste verskil. En ongelukkig is dit ook so, dat saam met al die verskillende kerke wat opkom, en verskillende denominasies en spiritualiteitstipes, gebeur dit ook al hoe meer, dat iets soos die gawes van die Gees, met tyd, so al hoe meer skeef getrek is en wegbeweeg het van wat die Bybel vir ons leer oor die gawes van die Gees. En daarom moet ons doodeenvoudig vanaand terugkom, en gaan ons nie kyk wat ons persoonlik dink daaroor nie. Ons gaan nie vanaand gesels oor wat ons persoonlike oortuiging daaroor is nie. Ons wil vanaand vra, wat sê die woord oor die gawes van die Gees? Wanneer ek dink aan gawes van die Gees, onmiddellik wat by my opkom, is beelde wat my persoonlik nogals, ek wil nie sê ontstel nie, maar kwaad maak. Want beelde wat ons tipies sien wanneer ons praat oor gawes van die Heilige Gees, wat met respek gesê, partykeer die Here amper belaglik laat oorkom. Ons het al almal, as ek seker, op 'n televisie of op 'n potsending of 'n sosiale media iewers 'n prentjie gesien, waar mense onder die leiding of invloed van die Heilige Gees verskriklik vreemd optree en snaakse dinge doen. Ek praat by die belydensklas Sondag wat verby is, en ek onthou een pertinente video wat ek gesien het van 'n bekende Amerikaanse teoloog. En hy doen toe nou 'n altar call. Nou 'n altar call is waar 'n pastoor ons nou 'n boodskap bring, en dan staan nou 'n oomblik wat jy nou jou hart vir die Here kan kom gee, of as ek moet bid vir jou vir iets, dan is dit nou die geleentheid om vorentoe te kom. En die pastoor sê toe vir die mense, julle kan hom nie sien nie, maar Jesus staan net hier. Jesus is hier. En een vir een loop die mense by die verhoog op, en dan die oomblik as hulle op die plek kom, waar Jesus is, dan val hulle nou neer en verloor alle bewussyn, want hulle is nou in Jesus se almagtige teenwoordigheid. Maar nou kan jy dink, op 'n stadium raak die verhoog nou nogals vol hier waar Jesus is. So teen die tyd vir die laaste mense op die verhoog opkom, het hulle nou in aanraking gekom met Jesus se krag, maar hulle moet nog eers 'n paar tree verder aanloop waar hulle plek kry, waar hulle kan gaan neerval. En julle, ek bedoel dit nou sarkasties, maar eintlik baie ernstig, want ons moet altyd onthou, dat wanneer ons praat van die gawes van die Gees, praat ons van die Heilige Gees, en wanneer ons van die Heilige Gees praat, praat ons van God. En dan moet ons mooi dink oor wat ons praat, en wat ons vir mense leer, en wat ons vir mense verkondig. En die God wat ek in die Bybel lees, is 'n God wat uit chaos uit orde geskep het.
Ek gaan ons vanaand ook hoor, ek gaan vir julle teksgedeeltes gee om verder ook hieroor te gaan lees. En julle, God is nie 'n God van chaos nie. Dit is nie so nie. Iets wat my hart ook al hoe meer breek, is al hoe meer jong mense wat na my toe kom, en dit is ook so, let skool is spuit, ons in die NG Kerk is nie altyd die mees opwindende kerk vir jong mense nie, so hulle almal gaan draai op 'n stadium, bietjie of by een of ander charismatiese kerk, of dit nou, ek gaan nie die name noem nie, maar een of ander charismatiese kerk in die omgewing. En dan kom die jong mense terug en sê, Dominee Jaco, ek het nou by die gemeente ingeskakel, en ek het nou by 'n selgroep aangesluit, en die eerste ding wat hulle vir my gevra het, is, het jy al jou taal gevind? Het jy al jou taal gekry? Maar as jy nou nog nie jou taal ontdek het nie, dan gaan ons jou help om dit te ontdek. Want alle kinders van die Here moet in tale kan praat. En dan skep dit verwarring onder mense, wanneer ek nog nie het nie, of wanneer ek nie kan nie, want is daar dan iets fout met my, is daar iets fout met my geloof, hoe moet ek hieroor dink? En vanaand wil ek doeteenvoudig uit die woord van die Here uit vir ons praktiese riglyne gee, oor hoe ons moet dink oor die gawes van die Heilige Gees. Nou wanneer ons oor die gawes gesels, is daar 'n paar teksgedeeltes wat jy kan gaan lees wat spesifiek fokus op die gawes. Vir 'n goeie wegspringplek is as jy na vanaand uit jou eie uit verder wil gaan lees oor die gawes van die Gees, is die wegspringplek 1 Korintiërs 12, 13 en 14. Ons gaan vanaand die eerste paar verse van 1 Korintiërs 12 lees, maar van 1 Korintiërs 12 tot 1 Korintiërs 14 handel net oor die gawes van die Gees, hoe die gawes van die Gees in 'n gemeente toegepas en beleef moet word, en watter struktuur daaraan gegee word, sodat dit nie in absolute chaos ontaard nie. Maar behalwe vir 1 Korintiërs 12, 13 en 14, is daar 'n paar ander gedeeltes ook. Eerste een is Efesiërs 4, 1 Timoteus 4, dan is daar ook Romeine 12 en 1 Petrus 4. Dit is jou wegspring teksgedeeltes, as jy wil begin meer lees oor die gawes van die Gees. In hierdie gedeeltes kry jy wat die verskillende gawes is, en ook wat die verskillende Bybelskrywers sê oor die gawes van die Gees. Daar's ander gedeeltes ook, maar vir 'n wegspringplek is hierdie jou hoofgedeeltes waarop jy kan fokus. Nou met dit in gedagte, lees saam met my 1 Korintiërs 12 van vers 1 tot vers 11. Nou julle, ons moet mooi verstaan, Paulus skryf hierdie brief aan die gelowiges in Korinte, waarvan meeste van hulle heidene was, met ander hulle was nie Jood van Joodse afkoms nie, hulle het afgode aanbid en ander gode aanbid, en toe kom hulle tot bekering in Jesus. En nou moet hulle 'n nuwe lewe vorm, 'n nuwe identiteit vorm, en hulle het vra, wat beteken om 'n kind van die Here te wees? Wat beteken dit om die Here te dien? En daar was nie net heidene nie, maar daar was Joodse gelowiges ook. En nou is hier ewe skielik mense van verskillende tale en kulture, wat verskillend dink, verskillend lyk, verskillend praat, maar hulle moet nou een wees, een liggaam in Jesus Christus. En hulle sukkel nog om hierdie eenheid sterk te maak, en hulle verskil elke nou en dan oor sekere sake, en hierdie verskille dreig om hierdie gemeente in twee te skeer. Hulle verskil so van mekaar, dat hulle later vir mekaar sê, ons dink nie ons gaan saam kan aanbid nie, ons verskille is te veel. En daarom skryf Paulus aan hulle, om die eenheid van die kerk te bewaar, en gee hy vir hulle riglyne oor hoe hulle moet dink oor onder andere die gawes van die Gees. Een van die dinge, vir interessantheid, waaroor die gelowiges in die eerste gelowiges in die eerste kerk, die meeste gestry het, julle gaan dit nie glo nie, die doop. Dis nie net ons vandag wat stry oor die doop nie, dis nie net ons wat verskil oor klein doop, groot doop, hoe moet ons doop nie. Die eerste gelowiges het so beklei oor die doop, dat Paulus vir hulle gesê het, ek is bly, ek het die een van julle gedoop nie. En hulle het ook beklei oor die gawes van die Gees. En nou skryf Paulus vir hulle hierdie woorde. Hoor die eerste vers, wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê, dat julle ingelig moet wees. Ek wil hê julle moet weet van die gawes, ek wil hê jy moet ingelig wees oor die gawes, sodat jy nie die hele tyd val vir verskillende redenasies daaroor nie. Ek wil hê julle moet ingelig wees. Julle weet, dat toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is. Daarom wil ek hê julle moet weet, dat iemand wat sê, vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie, en luister mooi,
niemand kan sê Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Dis die eerste belangrike ding. As ek en jy vanaand in hierdie kerk sit, en jy kan met 'n opregte hart bely, Jesus is my Here, dan hoef jy nie te wonder nie, dan is die Heilige Gees in jou. Dan is die Heilige Gees aan die werk in jou. Want die woord sê vir ons, niemand kan met 'n opregte hart bely, Jesus is die Here, as dit nie deur die Heilige Gees vir hom gegee word om te sê nie. So as jy kind van die Here is, vir Jesus liefhet, en met jou hele hart in Jesus glo, dan is die Heilige Gees in jou. En as die Heilige Gees in jou is, beteken dit jy het gawes van die Gees. Dan is daar niemand van ons wat vanaand hier sit wat lief is vir die Here, wat kan sê, maar ek het nie gawes nie. Dit beteken op die meeste, ek het dalk net nie insig oor my gawes nie. Ek het nog nie my gawes ontdek nie. Ek het nog nie geleer wat my gawes is nie. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. En dan ons kernvers vir vanaand. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. 3 kernwoorde wat ek wil hê ons vanaand moet onthou. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat. Aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan die een geloof deur dieselfde Gees. Aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen. Aan 'n ander die gawe om te profeteer. Aan nog 'n ander die gawe om tussen geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik. En aan 'n ander om dit uit te lê. Kom ons stop gou daar. Ek hoef nie eers in hierdie teksgedeelte in te gaan en vir julle uit te lê nie. Ons hoef dit net te lees om te weet. En verstaan ons daarom waarom Paulus sê dis belangrik dat ons ingelig moet wees hieroor? En ek praat met almal van ons, spesifiek ons jong mense wat vanaand hier is. Ek het nog eers begin preek, jy moet net die Bybel lees. Hier staan, aan sommige word die gawe van ongewone tale klanke gegee en aan ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel, soos hy wil. Tot sover wat ons hierdie gedeelte lees. Nou julle, as ek wil vanaand begin deur vir ons net 'n eenvoudige basiese definisie te gee van wat gawes van die Gees is volgens die Bybel, dan is dit 'n uitsonderlike vermoë, 'n goddelike vermoë, 'n bonatuurlike vermoë. Met ander woorde, dit is iets wat nie uit jouself uitkom nie. Dis iets wat jy nie self kan doen nie. Jy's 'n mens, jy kan dit nie self doen nie. Daarom is dit 'n bonatuurlike vermoë wat aan jou gegee word deur die Heilige Gees aan elke gelowige om jou toe te rus om ander mense op 'n spesiale wyse te bedien en in hulle geloof op te bou ter wille van Christus se eer en die uitbou van die koninkryk van God. So dit is 'n bonatuurlike vermoë wat aan kinders van die Here gegee word deur die Heilige Gees, sodat jy ander kan dien en kan opbou in hulle geloof, sodat God die eer ontvang en Jesus se koninkryk uitgebrei kan word. Julle sien vandag, en ons kry nog as baie keer, dan hoor ons hierdie ding, weer eens om terug te kom na wat partykeer vir ons gesê word, dat as ek nou nog nie my taal ontvang het nie, dan hoor ons baie keer gevra word, maar vra vir die Here om jou taal vir jou te gee, en hy sal dit vir jou gee. Want julle sien, baie keer dan vergeet ons met wie ons te doen is. Ons vergeet dat die Heilige Gees is God. Die Heilige Gees is ons helper, maar hy's God. Hy's nie ons helper nie. Hy hoef nie te doen wat ons vir hom sê nie. Hy hoef nie te gee vir ons wat ons van hom wil vra nie. Hy's God. Hy's in beheer. Hy besluit vir wie hy watter gawes gee. En met respek gesê, baie mense vandag, julle weet,
In baie publieke plekke soos hospitale of lughawens, is daai masjiene wat jy die geldjie ingooi, en as jy koeldrank in die chippies en die koeldrank daar. So jy gooi jou geldjie in, jy kies die nommer wat jy graag wil hê, en die masjien gee vir jou nou daardie item wat jy graag wil hê. En baie mense het vandag nog steeds so verstaan van God en spesifiek die Heilige Gees, dat ek bring my dankoffer, en ek lees my Bybel, en ek probeer so gereeld as moontlik kerk toe kom, maar dan wil ek baie graag vir die Heilige Gees vra, om vir my te gee wat ek graag wil hê. En dis nie hoe dit werk nie. God is die een wat besluit. En ek wil net so 'n paar praktiese punte vir ons uitlig vanaand. Eerstens, hoe gee God die gawes? Aan elkeen, het ons gelees. God gee aan elkeen. Kom ons gaan vanuit die veronderstelling, dat elke een van ons wat vanaand hier is 'n opregte kind van die Here, wat ek glo so is. Dan beteken dit, hier is nie een enkele mens vanaand in hierdie diens, wat nie gawes van die Gees het nie. In kindertaal, wat 'n superpower het nie. 'n bo-menslike krag het, wat in jou aan die werk is nie. 'n vermoë waaroor jy beskik, wat nie van jouself afkom nie. Elkeen van ons het so gawe. Hoekom? Want die woord sê vir ons dit so. Die woord sê vir ons, God gee aan elkeen afsonderlik. Met ander woorde, elkeen van ons se gawe verskil van die ander een. In die gedeelte net na ons teksgedeelte wat ons vanaand gelees het, gaan Paulus verder en hy verduidelik hierdie verskeidenheid gawes deur die beeld van die liggaam te gebruik. En hy sê julle is een liggaam, maar verskillende lede. En in hierdie liggaam vanaand, ons wat vanaand hier is, as jy rondom jou kyk, lyk anderste, ons is verskillende ouderdomme, ons het ander klere aan, ons hare lyk anderste, almal van ons is anders en dink anders. En hier is ore en hande en voete en neuse en oë, maar saam is ons een liggaam van Jesus Christus. Nou as jy nou vanaand julle verbeelding saam met my kan gebruik, verbeel jouself nou jy kyk rondom jou vanaand en al wat jy sien is oë. Dit sou mos nou 'n verskriklike snaakse prentjie gewees het. En sou die liggaam kon funksioneer as ons net oë was? Nee. Ons sou baie goed kon sien, maar niks daaromtrent doen nie. Want jy het hande en voete nodig om te beweeg, jy het ore nodig om te hoor. En daarom is die woord baie duidelik dat elkeen van ons het gawes. Julle moet maar gereed wees, ons gaan 'n paar keer slaan, hoor jy, ons hoef nie die hele tyd te skrik nie. Almal van ons het gawes, maar verskillend van mekaar. En daar bestaan nie so iets soos alle kinders van die Here moet 'n sekere gawe hê nie. My gawes verskil van jou gawes en jou gawes verskil van hierdie een se gawes. Maar saam voeg God dit tot een liggaam. Soos hy wil. Hy is nie in beheer van die uitdeel van gawes, want hierdie is sy storie. En hy het 'n roeping oor ons lewe. Hy weet wat sy plan is vir ons lewe. Hy weet wat sy doel is vir ons lewe. God weet wat hy deur hierdie Glaskerk geloofsfamilie in Dispatch gemeenskap wil doen. En hy rus ons toe, soos hy weet nodig is, sodat sy naam verheerlik kan word en sy koninkryk kan kom. Die gawes van die Gees het absoluut niks te doen met hoe geestelik oulik of volwasse ek is nie. Die gawes van die Gees het niks te doen met, weet jy wat, jy's nog 'n bietjie jonk in jou verhouding met die Here. So dis logies dat jy nog nie die gawes van die Gees het nie. Dit is bedoel vir mense wat eers gearriveer het in jou verhouding met die Here. Dit het niks te doen met my vermoë of my prestasie of hoe oulik ek is of hoe naby of hoe ver ek aan die Here is nie. God gee die gawes soos hy wil aan elkeen afsonderlik. En hoekom? Tot voordeel van almal. Ek sal nooit vergeet nie. Ek het een keer toe ek 'n student was, het ek die voorreg gehad om lofprysing te lei saam met 'n bekende gospel kunstenaar en die persoon se orkes dan ook. En voor die tyd het ons besluit ons gaan saam bid voor die tyd vir die lofprysing en aanbidding.
En ons het so in 'n kringetjie gestaan en ons het begin bid en ewe skielik, toe begin almal rondom my in babbeltaal bid. En weet julle wat was die uiteinde daarvan? Dit het my verhinder om met God te kon gesels. Nie omdat dit my gepla het dat mense in vreemde tale rondom my bid nie, want ek het toe reeds geweet, dis Bybels. Maar daar was niemand om dit vir my uit te lê nie. So vir my was dit net geraas rondom my. Was dit tot my voordeel? En vriende, ek wil ons uitdaag hiermee. Ek wil ons moet begin logies dink hieroor, want dis hoekom die Here vir ons die woord gee. As die woord vir ons sê, aan almal, afsonderlik, tot voordeel van almal. As ek nou ewesklik vanaand, nou hier voor julle begin, en ek gebruik nou die hele tyd die voorbeeld, in tale spreek, maar niemand van julle verstaan wat ek sê nie, is dit tot voordeel van julle? Nee. Daarom sê die woord vir ons moet een van twee dinge gebeur. Of daar moet iemand wees wat die gawe het om dit uit te lê en vir ons te verduidelik wat gesê word, want dan is dit tot voordeel van ons. Maar dan in hoofstuk 14, dan sê Paulus, wanneer jy behoefte het om in die samekoms van gelowiges in tale te praat, maar daar is niemand om dit uit te lê nie, gaan eerder na jou binnekamer toe, maak die deur agter jou toe en gesels persoonlik met die Here. Maar dan is dit tussen jou en die Here. Julle sien, dis nie chaos nie. Daar's orde hieraan. Want die gawes is bedoel om tot voordeel van ander te wees. Die gawes is 'n manier waarop die Here my toerus, sodat ek julle kan dien, sodat jy iemand anders te kan dien. Dis gawes wat ons toerus tot diensbaarheid. Nou, as dit is hoe God die gawes gee, dan moet ons altyd ook onthou dat wanneer ons praat oor gawes, is dit soos legkaartstukkies wat in mekaar pas. En ons moet nie hierdie legkaartstukkies met mekaar die mekaar maak nie, want jou gawes is nie presies dieselfde as jou talente nie. Jou gawes is ook nie presies dieselfde as jou passie nie. En die gawes is ook nie dieselfde as die vrugte van die Gees nie. Sondag gaan ons gesels oor die vrugte van die Gees. Maar wat spesiaal is om te weet, is wanneer God aan my gawes gee, neem hy my talente en my passies in ag, en pas dit saam met dit, soos 'n legkaartstukkie in mekaar. Dis hoekom die Here elkeen van ons anders te gemaak het. Dis hoekom ons elkeen ander talente het. Dis hoekom ons elkeen ander passies het. Dis hoekom elkeen van ons se harte deur 'n sekere bediening geraak word, en iemand anders se hart word deur 'n ander bediening geraak. Ek kyk hier voor my, hier is van julle wat op my gesê, Dominee Jaco, dis 'n unieke gawe om met kinders te werk. O, jene, ek het hierdie geduld hier, hulle is my te besig. Ek hoef eers nie van Tondergesinde gevra nie, hulle het hulle eie uit aangemeld en gesê, Dominee Jaco, ons wil met die kinders werk. Dis hoekom, dis ons passie. Dis wat die Here vir ons op ons hart as 'n passie gegee het. En die Here gee dan vir ons die gawes wat by my talente en passie pas. En dit vorm 'n perfekte legkaart tot eer van die Here. Maar omdat ek goed is met rugby, beteken nie ek het die gawe om rugby te speel nie. Ek het talent vir rugby. Daarom moet ek nog steeds vra, maar wat is die gawe en hoe gebruik ek dit? Of ek nou musiek kan maak en of ek akademies slim is, of ek 'n goeie organiseerder is. Hoe pas hierdie prentjies in mekaar? En vriende, daar's 'n rede waarom elkeen van ons uniek is. Daar's 'n rede waarom daar nooit iemand soos jy was nie, en nooit weer iemand soos jy gaan wees nie. En hier is die belangrike ding. As jy in jou leeftyd nie jou gawes uitleef nie, is daar 'n gaping in die liggaam van Christus wat niemand anders kan vul nie. Want daar is niemand anders wat jou kombinasie van talente, passie, belangstellings en gawes het nie. Jy's hier vir 'n rede, jy's hier vir 'n doel, om as deel van Christus se liggaam te dien. En as jy dit nie doen nie, is die liggaam verlam. Is daar 'n gebrek aan die liggaam wat niemand anders kan vul nie, want niemand anders kan jou plek instaan nie. Waarom is dit belangrik om my gawes te identifiseer? In die eerste plek, want dit is die sleutel tot God se doel vir jou lewe. As jy die lewe wil lewe wat God vir jou in gedagte het, is die ontdekking van jou gawes die sleutel daartoe. En die Heilige Gees wil dit aan jou bekend maak.
En die Heilige Gees wil hierdie gawes in jou laat lewe, maar ons moet onsself oopstel daarvoor en ons moet belangstel en dit moet vir ons 'n prioriteit wees om my gawes te ontdek, sodat ek die lewe kan lewe wat God vir my in gedagte het. Behalwe vir dit, kan ek en jy slegs waarlik gelukkig wees as ons die lewe lewe wat God vir ons in gedagte het. Jesus sê vir ons in Johannes 10 vers 10, ek het gekom om vir julle die lewe te gee en dit in oorvloed. Maar daardie lewe in oorvloed is net moontlik as ek in 'n intieme verhouding met Jesus lewe en deur die krag van die Heilige Gees elke dag God se koninkryk soek en my roeping uitlewe. Al hierdie ander dinge wat ons dink ons gelukkig maak, is wêreldse geluk. Dis van korte duur en dit kan in 'n oomblik van jou weggevat word. Geld gaan jou nooit gelukkig maak nie. Status gaan jou nie gelukkig maak nie. Sukses gaan jou nie gelukkig maak nie. Dit voel partykeer vir ons te doen, maar dit is van korte duur. En jy bou nooit jou geluk op iets wat iemand in 'n oomblik van jou af kan wegvat nie. As jou geluk gebou word op finansiële sekerheid, verduidelik dit verskriklik baie waarom ons almal so ongelukkig is die oomblik wanneer die petrolprys styg. Want jy sien, is iets wat nie binne ons beheer is nie. Ek weet dis ernstig en dit raak ons almal, maar dis juist die punt. Ons bou ons geluk op wêreldse dinge wat iemand in 'n oomblik van ons kan wegvat. Waar as my ware geluk gebou word op Jesus, op wie hy is en op sy plan vir my lewe. Dis die sleutel tot 'n lewe in oorvloed, die lewe wat Jesus vir ons in gedagte het. En die sleutel daartoe is jou gawes wat die Here jou gegee het. Om jouself oop te stel vir die leiding van die Heilige Gees. Die wonderlike ding van wanneer ek my gawes ontdek, dan besef ek hoef nie alles altyd vir almal te wees nie. En julle, ek het vanoggend dit vir die gemeente ook gesê, en ek wil dit nou weer eens sê, en dit sê nogals baie dat ek dit half met 'n bewerige broekie sê, maar hoor my asseblief net uit. In die ou tyd was 'n dominee verantwoordelik vir alles in die gemeente. Nee? As jy as 'n dominee beroep is, was daar so, jy word beroep volgens artikel 9 van die kerkorde, en daar word al die dinge genoem wat jy moet doen. Nou julle, ons kan uit ervaring uit vanaand sê, en ons gaan nie name noem nie, almal van ons het verskillende ervarings, ek het ook iemand in gedagte nie, maar almal van julle weet, dat soms is 'n dominee 'n verskriklike goeie prediker, maar o hemel, hy is nie goed met hospitaalbesoekie. Of hy's baie goed om mense te leer en kursusse aan te bied, maar hy het glad nie geduld nie. Dit is natuurlik, want daar bestaan nie iets soos een mens wat oor al die gawes beskik vir die hele liggaam van Christus nie. En ek sê sommer vanaand reguit vir julle, ek kan nie alles vir almal in elke behoefte van hierdie gemeente wees nie. Want alhoewel ek dominee is my naam Jaco. En die Heilige Gees het aan my sekere gawes gegee. En waar daar gawes is wat ek nie het nie, wat hierdie gemeente nodig het, is julle saam met my verantwoordelik vir hierdie gemeente. Want ons het gawes wat verskil van mekaar. En so vorm ons saam een liggaam tot eer van die Here. En daarom is dit nie nodig, en ek praat net van die bediening, maar in alle areas van ons lewe, daar bestaan nie iets soos een iemand wat alles vir almal kan wees nie. En wanneer jy jou gawes ontdek, dan leer jy dit. En dan leer ons ook om mekaar te vertrou om saam te werk tot eer van die Here. Dis hoekom ons bedoel ook nie altyd, as mense daaraan dink, nie almal kan die sang in die kerk lei of in die kerkkoor sing. Sommige van ons het maar net 'n stem gekry wat hoort in die stort agtertoe deure. Is dit nie so nie? Dis gawes wat verskil van mekaar. Maar net so het die Here aan my die gawe gegee, en ek wil tog daardie getuienis met julle vanaand deel. Een van die gawes wat ek weet, gawe van die Here is die feit dat ek vanaand hier met julle kan sit en gesels. Wat die Here my geroep het om 'n dominee te wees, het ek nie een keer weggehardloop nie, ek het 2 keer weggehardloop, vir 2 redes. 1, ek was moeg daarvoor dat almal op skool altyd my gesê het, ag weet jy wat, jy gaan enige dominee wees. Want ek het nie gehou van daardie boksie waarin mense my gaan sit nie.
Ek was bang ek mag nie meer ondeend wees omdat ek 'n dominee is nie. En daar was 'n deel van my wat gedink het, wat 'n vrou gaan nou eendag dink, nee, ek wil 'n dominee. Gelukkig was die Here my genadig en Lindy sit vanaand hier. Maar okay. En die ander rede waarom ek nie 'n dominee wou wees nie, die hoofrede waarom ek weggehardloop het, is ek kon nie praat voor mense nie. Ek kon regtig nie. Oomblik as ek gepraat het voor mense, het my lippe opgedroog, ek kon nie asem kry nie, ek was angstig en ek was benoud. En toe die Here die heel laaste keer vir my gesê het, Jaco, jy is nou klaar gehardloop. Toe sê ek, Here, dis reg, ek sal gaan teologie studeer, maar ek kan nie praat voor mense nie. En het ek beleef hoe die Here vir my sê, maar los dit in my hande. Ek sal jou toerus. Dit is die rede waarom, en mense vra my baie keer oor, dis die rede in my geval, nie in almal anders se geval nie, in my geval, waarom ek nie preek met papier voor op my nie, want dit is 'n manier waarop ek vir die Here gesê, dis reg Here, ek gee dan geheel en al oor aan jou. Dan wil ek nie iets hê om op terug te val nie. U het gesê, u sal my die woorde gee, hier is ek Here, gee vir my die woorde. En julle, daarom sê ek vanaand met nederigheid, en wil ek 'n versoek ook rig, as daar 'n reeks is wat vir jou iets beteken, of 'n preek wat vir jou iets beteken, en jy wil 'n boodskap stuur asseblief my Dominee Jaco, ons is so dankbaar vir die boodskap wat die Here vandag gebring het, want ek beloof Here, dis nie ek nie. Jaco kan nie. Hierdie is my gawe, wat die Here vir my gegee het. Dis 'n bo-natuurlike gawe, dit kom nie van myself af nie. As julle Jaco wil oor praat, wag totdat ek by 'n geleentheid moet gaan praat waar ek nie preekie, waar ek soos motiveringspraatjie of iets moet hou. Hier, dan hakkel ek maar weer lekker, jong. Ons gawes verskil van mekaar. Dis hoe die Here dit bedoel het. En jy hoef nie alles vir almal te wees nie. En behalwe vir dit, soos wat ek my gawes ontdek, is dit 'n manier om my identiteit in Christus te vorm, om te ontdek wie Jesus my gemaak het om te wees, waarom ek hier is. Nou kom ons by die minder lekker deel. Wat verhinder my om my gawes te ontdek? En die eerste een na heel bo is onbetrokkenheid. Connie Burger het hierdie verskriklike mooi sê ding. Hy sê as jy God se binnekant wil leer ken, moet jy deelneem aan sy buitekant. En kan ek slegs my gawes ontdek as ek myself beskikbaar stel om diensbaar te wees. Wanneer ek aanmeld vir diens en vir die Here sê, Here, dis reg, my skedule is vol, daar is baie verantwoordelikhede op my pad, maar Here, dalk het ek langs die pad deel geraak van hierdie wêreld se resies tot op so 'n mate dat ek nie meer so diensbaar is wat ek wil wees nie. Here, wys vir my, waar wil U hê moet ek dien? Hoe wil U hê moet ek dien? En julle, hierdie is 'n verskriklike belangrike ding. Ek het net nou voordat ons hierna gekom het, toe sê ek vir Lindy, daar's 'n angstigheid in my hart, en julle moet my vandag mooi hoor, want ek is sensitief vir die geweldige tempo waarteen almal van ons lewe. Maar wat my angstig maak, is dit voel vir my al hoe meer, dat al die verantwoordelikhede van hierdie wêreld is besig om die kerk dood te versmoor. Want daar begin al hoe minder dinge gebeur as deel van die liggaam van Christus. En al hoe meer dinge gebeur los van die liggaam van Christus. En ek weet ons is die liggaam. Maar ek wil tog vir jou vra, is ons die liggaam? Ek hoor al hoe meer hoe mense sê, ek hoef nie deel van 'n liggaam van Christus te wees nie, want ek is die liggaam. So ek kan 'n kind van die Here wees, en self Bybel lees, en self bid, ek hoef nie deel van 'n gemeente te wees nie, want ek is die liggaam. Ek het nou die dag op inwoners van Dispatch ook weer gelees, waar iemand sê, nee, jy het nie nodig om kerk toe te kom om deel van 'n liggaam te wees nie, jy is die liggaam. Nee, jy is nie die liggaam nie. Jy's 'n deel van die liggaam. Jy's 'n oog of 'n oor of 'n hand of 'n voet. Jy is nie die liggaam nie. En daar bestaan nie iets soos kinders van die Here, wat op jou eie 'n verskil in die wêreld maak nie. En vriende, ons moet weer ontdek hoe belangrik dit is om as deel van 'n liggaam van Christus die Here te dien in hierdie wêreld en aanmeld vir diens, sodat ons die gawes kan ontdek. En ek beloof jou, wanneer ons dit doen, gaan die gawes oorspoel na ander areas van jou lewe toe. Die tweede rede, ongehoorsaamheid.
Ek kan nie die werking van die Heilige Gees in my lewe beleef as ek 'n lewe van ongehoorsaamheid lewe nie. As ek volhard in sondige gebruike nie. As ek volhard in dinge wat ek weet nie die Here se wil is nie. Want dan laat ek nie my lewe deur die Gees van God lei nie. In die derde plek, selfsugtige motiewe. My drome, my planne, my ideale. En ek weet die Here roep my en die Here het my toegerus met hierdie gawes, maar dit pas nie nou in my hoofstuk van my lewe nou in nie. Ek het nou ander planne, ek het ander drome, ek het ander doelwitte. Ek het my eie dinge wat ek wil bereik. Skeptisisme. En hier wil ek tog iets noem, so wat ek aan die begin van die diens vir julle vertel. Ek is eerlik, ek is maar 'n bietjie skepties as ek verskillende dinge sien van die Heilige Gees en waar die Heilige Gees in die werk is ensovoorts. Omdat daar soveel verskillende boodskappe vir ons gegee word. Maar ons hoef nie so skepties te wees dat ons hoef te twyfel of wonderwerke nog gebeur, of genesing nog plaasvind, of 'n mens in ongewone tale kan praat, of 'n mens kan profeteer nie. Dit is so, die woord sê dit is so. En jy moet jouself oopstel vir die moontlikheid dat dit dalk jou gawe is. Ek het al hoeveel keer beleef waar van julle wat ek praat met iemand en ek self ook wat sê, as sê iemand ek het so beleef dat die Here vir my hierdie geopenbaar het, maar nou is ek nie seker of dit van die Here afkom en of dit myself is nie. Ons is so al versigtig die hele tyd. Bid daaroor. Vra vir die Here om vir jou vrede in jou hart te gee. En as jy beleef dat die Here met jou praat op 'n manier wat nie vir jou logies sin maak nie, hoef jy skepties te wees nie. Maak jouself oop daarvoor. Maar toets dit altyd aan die woord. Die klein groepie bedien die reskultuur. Dis nog as ietsie wat in al hoe meer gemeentes in ons land en reg oor die wêreld aan die gebeur is, waar dit 'n klein groepie van 'n gemeente is, wat verantwoordelik is vir die hele bediening van die gemeente. En dieselfde tannies wat die blomme doen op 'n Sondag, is dieselfde tannies wat die brode bak vir die nuwe intrekkers, is dieselfde tannies wat die saal opmaak wanneer ons 'n funksie het, en is dieselfde tannies wat bid wanneer iemand siek is. En dis 'n hartseer realiteit. Ons as dominees, nie dominees, ek weet, skoolhoofde by die skole, sal ek hierdie ding sê, wanneer jy iemand kry wat jy weet 'n ding doen as jy vra, wat jy geneig om te doen? As jy iets anders wil hê, dan vra jy daai selfde mense, want jy weet dit gaan gebeur. Maar in die proses raak dit 'n klein groepie wat verantwoordelik is vir die hele bediening. En in hierdie gemeente, so wat ons vanaand hier sit, op ons boeke, is daar amper 1200 lidmate. 1200 lede van 'n liggaam. 1200 verskillende gawes. Waar is ons? Waar is ons almal? Dan is dit nie verbasend waarom die liggaam van Christus nie funksioneer soos wat hy moet nie. Want as jou voet afgekap is jy mank. As jou hande afgekap word, kan jy nie vat nie. Ons het mekaar nodig. En dan die laaste ding wat ek daar vir ons wil uitlig. Baie keer in gemeentes, is een van die redes waarom mense nie hulle gawes ontdek nie, vanweë die leierskap van die gemeente en beperkte strukture. Ek wil 'n voorbeeld gebruik, waar iemand kom en sê, Dominee, ek het beleef, die Here druk hierdie op my hart. En ek voel regtig dat dit iets is wat ons moet doen in ons gemeente. En die antwoord is, ja, weet jy wat Tannie, dit is nou baie oulik, maar weet jy wat, nee, dis nie hoe ons in hierdie, nee, kyk, hier het ons 'n sekere manier van doen, hè? En ons doen dit nou al baie lank so op 'n sekere manier, so dit pas nie in by ons kerkstruktuur nie. Of leierskap, wat nie lidmate toerus om hulle gawes te ontdek nie. En vanaand wil ek vir jou as lidmaat van hierdie gemeente belofte gee, dat as die Here deur die Heilige Gees iets op jou hart druk, en jy klankbord dit met iemand anders, waar 2 of meer saamstem, en daar's bevestiging, en julle kom na my toe en sê, Dominee Jaco, die Heilige Gees druk dit op ons harte, dat ons hierdie moet doen, dan gaan ons 'n manier kry om dit te doen. Ek verseker vir jou dit. As ons kyk na hoe kom ek nader aan my gawes? Ekskuus, daardie skrif is nou daar, ek weet nou nie wat daar gebeur het nie. In die eerste plek, stel belang in die gawes. Ek kan nie jou motiveer om opgewonde oor die gawes te wees nie. Ek kan nie jou motiveer om van hier af te gaan en meer te gaan lees oor die gawes en dit 'n prioriteit te maak om jou gawes te ontdek nie.
Dit is jou verantwoordelikheid, elkeen van ons se verantwoordelikheid, as dit vir ons belangrik genoeg is. So stel belang in die gawes. Bestudeer die skrifgedeeltes oor die gawes. Moenie na 'n potsending gaan luister oor die gawes, of na nog 'n preek oor die gawes gaan van hier af en gaan bestudeer wat die woord oor die gawes sê. Bestudeer dit vir jouself, sodat jy ingelig kan wees. En wees dan afhanklik van die Heilige Gees se leiding. En die Heilige Gees werk op 'n bonatuurlike wyse. Stel jouself oop, wag op die Heilige Gees en hy sal jou antwoord. Maar dan moet jy volkome dienswillig wees. Met ander woorde, jy moet lewe met 'n ingesteldheid dat ek is bereid om te dien. Here, waar wil U hê moet ek dien? Aanvaar die feit dat jy gawes het. Wees binne, doen introspeksie, wees met jouself ook binne besig. En klankbord as jy onseker is met medegelowiges. Dan kom ons by die laaste punt. As ons verder kyk, vra vir jouself watter diensterreine, watter bediening in die gemeente praat met my hart. Is daar 'n behoefte in die gemeente of in 'n gemeenskap wat met my hart praat? En dan vra jy vir jouself, maar hoekom praat dit met my hart en met nie iemand anders te sin nie? Dis die Here wat dit op jou hart druk. En as die Here dit op jou hart druk, is jy dalk geroep om juist daar betrokke te raak. Vra wat is jou talente? Vra wat is jou passie? En vra wat is die gemeente en die gemeenskap waarin ek leef se behoeftes? En dan vra jy, Here, wat kan ek daaromtrent doen? So vriende, vanaand gaan huis toe en weet aan elke een afsonderlik is 'n gawe gegee tot voordeel van almal, sodat die Heilige Gees ons toerus om Jesus se liggaam in hierdie wêreld te gaan wees. En mag ek en jy van hier af gaan en dit 'n prioriteit maak om ons gawes te ontdek en ons gawes te gaan leef. Ek wil vir ons 'n paar gebedspunte weer vanaand gee. Ek gaan so 'n paar oomblikke vir gebed gee, waar vir myself bid ek dan vanaand dat die Heilige Gees vir my sal help om my gawes te ontdek en dit uit te leef. Vir ons gemeenskap bid ons vanaand, en ek wil regtig vra ons moet vir al die kerke en gemeentes in ons dorp. Want julle, ons is baie bevoorreg in hierdie gemeente waarin ons vanaand sit. Maar ons weet ook, daar's baie van ons gemeentes by wie dit baie swaar gaan. Swaar gaan om finansiëel te kan oorleef, waar daar nie meer leraars of leiers is nie, wat se deure op die punt staan om toe te gaan. Kom ons bid vanaand, vir al, nie net die NG gemeentes, vir al die gemeentes in ons dorp, dat daar herlewing sal plaasvind, en dat mense weer na die gemeentes toe sal stroom, in plaas van weg van die gemeentes af. Vir my land, bid ons vanaand vir die komende verkiesing. Ons bid dat die Here vir ons in hierdie verkiesing 'n uitslag sal gee, wat ons land verskriklik nodig het. En vir ons wêreld, bid ons vanaand aktief teen die verspreiding van Islam en alle ander gelowe in hierdie wêreld, want daar is net een naam, en dis die naam van Jesus Christus. Ek gee vir ons tyd vir gebed, en daarna gaan ons die diens afsluit deur 'n lied saam te sing.
Here, vanaand wil ons vir U dankie sê dat ons kon hoor dat elkeen van ons 'n roeping oor ons lewe het. Dat elkeen van ons 'n belangrike deel van U liggaam hier op aarde is. En om ons te help deur die Heilige Gees, gee U vir ons gawes om ons toe te rus vir hierdie roeping. Here, my gebed is dat U van hier af in elkeen van ons harte 'n passie sal plaas om meer te leer van die gawes en van ons gawes, Here. En dat ons as 'n Glaskerk geloofsfamilie, Here, hierdie gawes passievol sal uitleef tot eer van U naam. Ja, Here, hier is ons, gebruik ons, Here, soos U wil. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons staan en sing ons hierdie lied wat ons Sondag ook gesing het, tot eer van die Here, waar ons sing oor die gawes van die Gees wat die Here gee. Kom almal, laat jou stem verrys. Kom, laat ons die Verlosser prys. Halleluja, halleluja. Die Heer laat duisternis verdwyn. Hy is die lig wat helder skyn. Loof die Here, gee hom eer. Halleluja, halleluja, halleluja. Mag julle 'n wonderlike aand hê, 'n geseënde nagrus en mooi dag môre vir julle. Ons sien mekaar môre aand vir ons laaste Pinksterdiens vir die week. Mooi aand vir julle.